Goeiemôre. Ons is die afgelope ruk besig om te gesels oor wie jy is in die Heilige Gees in aanloop tot Pinkster. En hierdie is eintlik 'n baie belangrike vraag vir ons as gelowiges, veral nou dat ons identiteit voor God heeltemal verander het deur ons geloof in Jesus en sy Gees wat aan ons gegee is. Wat eintlik 'n groot deel van Pinkster is, dat sy Gees vir ons gegee was as gelowiges, en ons identiteit en staan vir God is totaal en al verander. Nou, ons identiteit, waarop dit gebaseer is, baie keer baseer ons identiteit op hoe ons onsself sien of ons gevoelens oor onsself, maar ons vind eintlik dat ons gedagtes en gevoelens baie keer foutief kan wees, en dit is die rede waarom ons identiteit nie kan baseer op hoe ons voel oor onsself, hoe ons onsself sien nie, maar eerder oor op hoe God ons sien. En ek is seker, baie van ons het al gewonder, hoe sien God my? Veral as ons aangejaag in die dag, wonder ons, hoe sien God my? Hoe sien God hierdie verhouding wat ons het? Hoe dink God van my? En ek is seker baie van ons het dit al gewonder, en Paulus skryf hieroor in Romeine 8 vers 15, waar hy sê, die Gees wat julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees van God ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Nou Paulus sê in hierdie gedeelte, dat God sy Gees aan ons gegee het, nie sodat ons in vrees moet lewe soos vreesbevange slawe, wat bang is dat elke keer as ons aanjaag, dat God ons net wil beetkry of gaan verlaat nie. Nee, Paulus sê ons het God se Gees ontvang, wat ons nou tot kinders maak, en ons kan hom uitroep as Abba. Nou, hierdie is moontlik deur ons geloof in Jesus, en deur sy Gees, wat aan ons gegee was, wat ons 'n nuwe identiteit gee. En hierdie verhouding wat ons met hom het, is nie een van 'n onbetrokke ouer of 'n ouer wat aan die afstand is nie. Nee, Paulus gebruik die woord Abba, wat aangepas is in die Aramees en Engels, wat van die in die Grieks en Engels, wat kom van die Arameese woord, wat baie keer gebruik was onder kinders, wat na hulle pa uitroep. En dit sou baie naby wees aan die Afrikaanse woord Papa. En hierdie is die nuwe identiteit wat God vir ons gee, en die manier hoe God ons nou sien. En ons nader nie meer vir God, of ons nader glad nie vir God as 'n vreesbevange slaaf, of net 'n dienaar nie. Nee, God deur sy Gees gee ons 'n nuwe identiteit as kinders van God. En my gebed vir jou vandag is dat jy bewus sal word van hierdie nuwe identiteit wat God vir jou gegee het deur jou geloof in Jesus, en sy Gees aan jou gegee was, nie wat jou as vreesbevange slaaf maak nie, maar nee, as 'n geliefde kind. En dit is my gebed vir jou vanoggend. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Amen.